opleidingsmateriaal is al verlede week gereed gewees, wat ons nou mee moet voortgaan. So daai boekie wat ons nou doen is klaar. Ons sal volgende week, hoop ek, sal ons nou weer 'n bietjie momentum kry, maar nou is dit weer skoolvakansie. Daar's altyd een of ander iets wat inmeng met die goed van die kerk. Dit kry ons ook altyd. Maar ek het net gevoel, ek het in hierdie week wat verby is, nou hier's 'n paar van julle te oggend nou by die ander diens ook was, so julle gaan nou hierdie boodskap 2 keer kry. Maar ek het hierdie week wat verby is, het ek soveel dinge agtergekom wat die Here besig is mee. En dis goed wat 'n mens nie altyd verstaan as jy binne die konteks van die era of die tyd is nie. Want goed gebeur met jou en om jou en teen jou en vir jou. En 'n ou het nie altyd 'n begrip van weet waarom nie. Jy het goeie intensies en jy begin 'n ding doen en dan skielik dan is dit asof jy teen 'n muur vasloop en goed wat jy beplan het, wat jy gedink het, kom net nie tot stand nie en dan sit 'n ou en jy verstaan nie, Here, maar dan wil ek amper daai woorde gebruik van daai een evangelis wat gesê het, is dit jou idee of is dit God se idee of is dit 'n goeie idee of is dit God se idee? So ons kry goeie idees en ons kry God se idees. Nou ek dink baie van hierdie goed is God se idees. Maar in hierdie proses wat hy vir ons sekere goed gee om te doen, moet ons nooit uit die oog verloor, daar's altyd 'n vyand wat teen ons werk nie. En daai vyand hy wil ons lewe uit ons uitwrig. En as ek nou net kyk, jy weet, ons het by 'n geleentheid waar almal eintlik hier teenwoordig was, wat sondeaande 'n jaar terug begin het, gesê het, hoorie, ons gaan nie formele dienste op 'n Sondag aand hou nie, want dit was aanvanklik ons beplan om net daai opleiding klaar te maak en dan oor te sit na Sondag aanddiens toe. Het die ouens gesê, hoorie, dit gaan nie werk nie, ons wil aangaan met die opleiding. En nou is dit net asof ons kry net nie weer daai momentum opgetel nie, en dit is as gevolg van mense se eie persoonlike goed. En ek dink dit is waarteen, weet wat ons vandag vir mekaar moet sê en waarteen ons moet waak. So ek gaan met jou praat vanaand en dis 'n profetiese woord. Hier kom Jan Viljoen ook nou aan. Wat ek en jy moet verstaan, wat die Here wil hê ons moet weet. En ek het hierdie afgelope, in my voorbereidingstyd, hierdie skrif het die Here, Dirk het nou so, ek weet nie, seker 2 of 3 maande terug, ons het net begin met die Engelse dienste. Toe preek hy 'n boodskap oor, die latere heerlikheid sal groter wees as die voorheerlikheid. Ek weet nie wie van julle kan daai boodskap onthou nie. En terwyl ek daar staan, en hy daai woord bedien, toe praat die Here met my 'n klomp goed uit daai geskiedkundige agtergrond uit, want my Bybel is redelik vrot gemerk in hierdie skrif. Ek het hom, hy's gemerk hieroor. Hier's goed wat ek al lankal al gesien het en gewerk het op en na gekyk het, en weet, maar dan gaan tyd mos verby en 'n ou vergeet goed en jy weet nie altyd van alles. Jy kan nie altyd alles onthou nie. In elk geval ek kan nie. En dan kom die Here net op 'n dag terug en dan vat hy jou letterlik na dit wat hy met jou gepraat het jare gelede, of vir 2 jaar, of vir 3 jaar, of hoe lank ook al gelede. En dan begin die Here jou rig. En ek weet nie of julle agtergekom het nie, mense is nogal so 'n bietjie reluctant. Ons is nogal so 'n bietjie, wat is die Afrikaanse woord, amper seker vertraag, maar ons is nie vertraag nie, ons is traag. Laks, daar's die regte woord, ja. Ons is eintlik laks partykeer om die wil van die Here te doen. Dink aan Jona. Hy weet presies wat wil God in sy lewe doen. Maar hy is nie lus om vir daai Assiriërs te preek nie, vir daai Nineviete nie. Hy wil glad nie, want hy haat hulle. Want hulle het Israel skade gedoen. En in sy verwysingsraamwerk bid hy eintlik dat hulle doodgaan. Nou sê die Here hy moet vir hulle preek. En hy ken die genade van die Here. So wat doen hy? Die Here sê, Nineve, hy sê, vlug na Tarsis. OK. Sit Jan wat die deur so hard slaan. Ek het hom dalk ek dink hy het 'n bietjie geswel. Hallo Jan, goed en jy? Nee, ons dogter net, ja. Ja, kan ek jou mooi sien, ja. Jy gaan hierdie preek ook 2 keer hoor, en jy het hom vanoggend ook gehoor, so is reg. Maar nou ja. So, ek dink dit is waar ons vanaand is, weet, ek wil met julle eintlik praat oor 'n baie lang tydperk van goed wat gebeur het.
en wat ek nou sien besig is om eintlik teen 'n tempo in vervulling te begin kom. Ek kan nie vir jou sê ek sien dit in my oë nie, ek sien dit in my gees. Die dag as my oë dit sien, dan gaan julle my sien smile. Okay. Maar ek sien dit in my gees. Want daar het net te veel goed die afgelope jaar gebeur, die afgelope paar maande gebeur, wat sekere goed in 'n rigting druk. En dan dink ek aan daai skrif, en ek het daaroor gepreek in hierdie jaar 2 boodskappe. Jy kan jou weë beplan, maar God rig jou voetstappe. Julle onthou Hanna? Waar sy nie 'n kind kon gehad het nie, sy's gesmaad, sy was uitgesjou, sy was gespot mee, sy was die minste in daai familie omdat sy nie 'n kind gehad het nie. Maar dan gebeur dit dat die Here haar gebed verhoor. En dan gaan kyk na haar lied, dan sê sy, jou voete is in sy hand. So jou voetspore is in God se hand. En God rig die regverdiges se voetspore. En vandag is dit so dat ek weet Jacqueline was vandag 'n moeilike dag met betrekking tot haar man wat nie meer is nie, is Vadersdag en sy het 'n moeilike dag gehad. Sy het 'n moeilike naweek gehad, die afgelope week. En al wat ek weet is God bly in beheer. En God het 'n plan met daai vrou se lewe. En sy moet net vashou in geloof aan dit wat die Here in haar lewe wil doen. Dis maklik om dit van buite af te sê, maar wanneer jy daar is, self, dan moet jy hy pad loop. My hart is seer vir haar vandag. Wat ek ervaar haar pyn. Maar dis juis die goed waardeur sy gaan, die omstandighede wat dit veroorsaak het, wat my in my gees dryf. Want die duiwel kan nie, hy kan nie vir die res van hierdie land se bestaan die oorhand voer nie. Hy kan nie. Ons moet deurbreek iewers. So en ek stap vanmôre daar weg en ek dink, Here, dalk moet ek nie eens hierdie boodskap vir mense preek nie. Want ek het dit vir 10 jaar gepreek en ek weet nie wat 'n impak gehad het nie. Nou is ek terug daar. Moet ek nie maar preek vir elke ou se probleme dat die Here jou gaan help en dit nie. Dis nie wat God nou wil doen nie. Hy wil sy kerk mobiliseer. En ek het vanmôre gesê dat hierdie boodskap is nie 'n boodskap net vir lewende waters daai kant en vir gaan maak disippels bedieninge in hierdie kant nie. Van die rivier. En hierdie boodskap is eintlik vir Suid-Afrika. Want dis wat God wil doen. En is nie 'n pad wat ek net nou besluit het. Ek gaan dit loop nie. Ek kom jare met hierdie goed. En ek dink vanaand gaan julle 'n bietjie sien rondom dit. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here in Haggai. Die eerste hoofstuk. Vers 7 en 8. Haggai 1 vers 7 en 8. Jy kom dit nie hier afval van. Ek dink dalk 'n bietjie terugskuif. Net vir die wis en die onwis. Hy sê so sê die Here van die leerskare en ek het vanmôre seker 5 keer, 6 keer, 7 keer vir die gemeente gevra, wie praat hier? So sê die Here van die leerskare. Wie praat met ons? Die Here. En julle, die vraag wat ek vanaand vir my en jou moet vra is, glo ons nog dat hierdie God van die leerskare kan met ons praat? Ek glo dit. So spreek die Here van die leerskare. Wat spreek hy? Dubbelpunt. Gee ag op wat julle wedervaar het. Klim op die berg en bring hout aan
en bou die huis, dan sal ek 'n welgevalle daarin hê en my verheerlik, sê die Here. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword en julle het dit in die huise ingebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom, spreek die Here van die leerskare, terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Verlede week toe ek vir die Here sê, Here, wat wil U hê moet ek bedien op Vadersdag? Toe roep die Here hierdie skrif in my gees. En ek verstaan onmiddellik dat die Heilige Gees vir my sê, dat ons moet die manne, ons moet die vaders van die huise mobiliseer, om dit te verstaan wat hier staan. Want wanneer ons die vaders van die huise kan mobiliseer, dan kan daar goed in hierdie land gebeur. Daar statistieke wat ek jare terug op stil gestaan het, toe ek nog nasionaal beweeg het in die kerke in die land opgelei het in kerkgroei. Hulle en ek kan nie die syfers presies onthou nie, maar dit kom daarop neer iets van as 'n vader in 'n huis die Here dien, is die kans dat daai huis die Here sal dien iets soos 80%. As die moeder in die huis die Here dien en die vader nie, is daar iets soos 'n 14% kans dat daai kinders die Here sal dien. Dis amper buite verhouding. En die rede daarvoor is, dit gaan net oor God se struktuur. Dis hoekom, niks anders nie. So julle kan miskien maar net 'n bietjie daai statistiek gaan opsoek. Ek praat nou van ek het dit 15 jaar terug laas geken en toe ek dit geken. Maar daar's 'n definitiewe verskil tussen wanneer die man van 'n huis God dien en hoe daardie gesin God dien, as wat 'n moeder alleen die Here moet dien, maar die vader van die huis dien nie die Here nie. En julle, ek het dit in my lewe ervaar. Ek het dit baie in my bediening gesien, dat die mamas probeer by God uitkom, hulle probeer die kinders by God uitbring, maar die pa sit iewers. Hy's net nie daar nie. En dan sukkel daai huis om deur te breek. Want die pa moet voortgaan met betrekking tot dit en hy's afwesig. So ons moet hierdie konsep vanaand verstaan, dat God praat met ons manne vanaand, en hy praat met die vaders, en hy roep vanaand tot ons, en hy sê vir ons, ons moet luister, die Here van die leerskare wil iets vir julle sê. Nou dit is so dat ons by Vadersdag is, en almal van ons het seer sekerlik vandag iets spesiaals vir die pappas gedoen. Daar by my huis was dit so, en ek dink die meeste van die gevalle is dit so. My eie broer was nou hier en hy stap hier uit en ek hoor hy sê vir my skoondogter, hy sê, baie dankie vir vandag, want hulle het hom genooi, want ons het geweet sy seun gaan niks doen nie. En toe hy uitstap toe, sê hy, want dit wat hier vandag, wat julle hier doen vir julle pa, gaan nie by my gebeur nie, want my eie seun doen dit nie. So kan jy sien dat vir my, in my persoon, ek heg nie groot waarde aan hierdie tipe goed nie. So ek gaan nooit vir jou kwaad wees as jy my verjaarsdag vergeet het nie. Nooit. Ek gaan nie vir die kinders kwaad wees as hulle nie vir my 'n geskenkie gekoop het vir Vadersdag of vir my vrou nie. Nooit. Ek het nie sentiment op daai goed nie. Wat baie ander mense het. En dis goed, want ons verskil in persoonlikheid. Maar wat ons vanaand moet besef is dat die hele nasionale land, ons hele land, Suid-Afrika, beklemtoon vandag 'n dag en sê, gee eer aan die vaders. Maar die kerke was leeg vandag.
omdat ons vergeet om ons hemelse Vader te eer. As ons eer wil gee, moet ons dit aan God gee. Ons moet hom verheerlik, want hy is ons hemelse Vader. Julle dink net daaraan, ek en jy kan niks doen, ons sou niks gewees het, ek sou niks gehad het, was dit nie vir die goedheid van God nie. Want hy sê, as jy my dien, sal my seëninge jou agtervolg en dit sal jou inhaal. Hy sê eintlik dit gaan jou verbygaan. Nou ek kan getuig in my lewe dat God se seëninge met my is. Sy goedheid is elke dag van my lewe by my. Sy goedheid rondom, elke dag is daar kos om te eet. Elke dag draai my deur. Elke dag is hy naby my. En ek en jy moet sy goedheid vandag verstaan. Al gaan ek persoonlik deur 'n tyd wat nie so lekker is nie. In die afgelope tyd ervaar ek redelike pyn in hierdie stuk body wat hier staan, julle. Sukkel met allerhande spierpyne en ek weet nie, okay, dit is ook nou die ouderdom wat dit doen en ek weet nie wat is dit wat dit doen nie, maar iewerster goed wat net so oornag gekom het, wat iewerster net sy kop uitsteek. So ons sit met dinge in ons lewens wat ons wil kniehalter om te doen wat God wil hê ons moet doen en ek wil vanaand hê ons moet verstaan dat hierdie boodskap gaan eintlik om God te eer as ons Vader in die hemel. Die boek van Haggai is 'n baie interessante boek. Dit spreek letterlik van 'n tyd in Israel se geskiedenis waar die land, ek praat van die land Israel, fisies elke huis in Israel, die tempel wat vir hulle die mees belangrikste plek in Israel was, sowel as hulle totale ekonomie, het in totaliteit in duie gestort, omdat Nebukadneser die land binne gedring het en die hele bevolking Babylon toe gevoer het. So die hele land van Israel is vir 70 jaar in 'n absolute benoudheid. Daai land is verwoes, hy's verbrand. En alles wat hulle geken het, is nie meer daar nie. Dis weg. En hier sit hulle in 'n vreemde plek waar afgode aanbid word. En ek weet nie of julle weet nie, die god se naam daar was Bel. Dis ook met Belsasar was. En dit is hoekom hy Daniël ook 'n naam gee wat begin met Bel. OK? So afgode was aan die orde van die dag in Nebukadneser se wêreldregering wat die eerste wêreldregering van daai tyd was. Die hoof van goud. Julle ken mos nou die beeld van Nebukadneser. So Haggai spreek van 'n tyd toe die hele Israel se totale lewe ontwortel was en almal in chaos gedompel was. Vir 'n hele tydperk van 70 jaar lê die hele huis van Israel letterlik in pyn. 70 jaar. Nou julle, 70 jaar is 'n leeftyd. Dink hoeveel mense sterwe voor 70 jaar. Dis 'n leeftyd. Hierdie mense is vasgevang in 'n vreemde land vir 70 jaar. En ek dink 'n ou soos Daniël was iets soos 14 of 16 jaar oud toe hy weggevoer was. Jong man. En dan was hulle nog ook ontman sodat hulle in die tempel of in die huis van die koning diensbaar kon wees. Dis hoekom hulle hofmeesters was. Hofdienaars, eintlik die regte woord. So hulle het geen toekomspotensiaal in hulle self gehad nie.
want dit was van hulle weggeruk. 'n Jong man se lewe wat briljant was, Sadrag, Mesach en Abednego saam met hom. Sy hele lewe is in 'n absolute ontwrigting. As gevolg van nie hulle probleme nie, hulle vaders se probleme. Want daai seuns sit in die moeilikheid omdat die vaders vir 13 jaar nie hierdie waarskuwinge ter harte neem nie. Nou word hulle weggevoer en hulle moet hierdie prys betaal. Maar wat doen Daniël? Daniël gee nêrens moed op nie. Daniël verkwalik op nie die Here nie. Daniël verstaan iets in die geestelike sfeer wat bitter min mense van daai era verstaan nie. Hy weet dat hy weet. Hulle is daar omdat God gesê het hulle gaan so toe gaan as hulle nie bekeer nie. Want onthou, hulle kom uit die koninklike seuns uit, né? Want die eerste uitname, die eerste uittog uit Israel uit wat Nebukadneser saamgevat het, was die hele koninklike geslag waarvan Daniël hulle deel was. En dan het hy al die eystersmits, locksmits, hy noem dit, al daardie mense het hy saam met hom gevat wat vir hom in 'n ambagskant kon help om sy land beter te maak. En hier's daai mense weggevoer. En hulle sit op 'n plek waar hulle nie wil wees nie. Maar hulle kyk nie vas teen dit wat hulle in is nie. Hulle kyk vorentoe want daar's 'n belofte. En die belofte sê 70 jaar. Nou julle as jy 16 jaar oud is, of 17, hoe oud jy ook nou regtig was. En jy weet, daar lê 70 jaar voor jou, hoe gaan jy voel? Kom aan. Ek weet nie of ek dit sou gemaak het nie. Was niks wat oorbly nie. Was niks wat oorbly nie. Maar hy sien dit nie so nie. Want weet jy wat julle nie verstaan nie? Is hoekom Daniël daartoe moes gegaan het nie. Want Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego se geloof het so 'n sterk inspraak gehad in die koninkryk van Nebukadneser, dat Nebukadneser op sy knieë voor Daniël val en vir hom sê, daar is geen ander God behalwe jou God nie. So wat doen Daniël aan 'n wêreldregering? Hy openbaar aan 'n wêreldmoondheid dat daar geen ander God is as die God van Israel nie, julle. Hoe awesome is dit nie? Hy erken dat God is alleen God en daar's geen ander God naas God nie. Want dis die pad wat God met Daniël geloop het en Daniël met hom om hierdie openbaring aan hom oor te dra. Maar hoe dit gebeur? Hulle word bedreig deur hulle lewe. Want hy droom en niemand kan die droom uitlê nie. En wat sê hy? Raak ontslae van al die wyse manne van my, waarvan daai 4 jong manne 'n deel was. So daar's 'n doodsvonnis oor hulle uitgespreek. Maar daai ouens gaan lê nie. Daniël kom by sy 3 pelle en hy sê vir hulle, hoorie, julle nou, dink net bietjie in jou kop. Daai man was jonk. Daai tyd was hy waarskynlik nou al 'n paar jaar verder ouer, maar hy was jonk. En hy sê vir sy 3 pelle, hoor hierso, ons koppe gaan waai. Dis tickets met ons gaan nie eens die 70 jaar sien nie, man. Maar ek gaan julle 'n deal aan. Ek gaan op God wag, maar julle bid saam met my. En dan wag hulle op die Here. 3 volle weke. Toe openbaar God die droom
Nou julle, as ek nou vir jou moet sê, wat het ek gisteraand gedroom? En sê vir my, wat beteken hy droom? Kom aan. Want dit is wat daar gebeur het. Die koning sê vir daai raadsmanne van hom, vir daai wyse man, hy sê, hoor hierso, ek het 'n droom gehad wat my ontstel. En hulle sê vir ons, koning, maar sê vir ons in die droom, en ons lê vir jou uit. Hy sê, nee, julle gaan my lieg. Sê vir my, wat het ek gedroom, en sê vir my, wat beteken die droom? En dan is daai ouens in 'n warboel. En hulle sê vir die koning, dit wat jy hier vra, het geen koning ooit vir sy mense gevra nie, dis onregverdig, want hoe kan ek weet wat jy gedroom? En hy hou voet by stuk, en hy sê, hoor hierso, hierdie ouens kan my nie help nie, dat hulle koppe waai. Maak hulle dood, raak ontslaaf van hulle. Want as hy sy vinger opgelig het, is dit verby. En hy gee vir hulle 'n tyd om hierdie droom uit te lê. Niemand kom too late nie, want niemand, wie gaan hom help? Maar Daniël ken die God van Israel. En hy het geweet dat hy weet. God sal hom help. En hy gaan voor die Here. En eventueel red God al daai raadsmanne, want hy pleit by die koning, moet niemand doodmaak nie. Hier gee ek jou nou die uitleg. En wat doen die koning? Hy stel hom aan as eerste minister oor sy land. Hy verhef hom, boor al die ander ouens. En daarna het hulle hom probeer doodmaak, julle ken dit, né? Het hulle hom probeer allerhande goed en hom doen die fluitte wat speel, dan moet hy voor die beeld buig en allerhande goed. En hoekom? Want die duiwel het altyd 'n plan. Hy wil nie hê God se kerk, sy koninkryk, moet vorentoe gaan nie. So Haggai is in omstandighede waar daar 'n tydperk van 70 jaar oor hulle uitgeroep is, en die situasie waarin hulle is kritiek. Dit is so kritiek, dat Nehemia se broer kom by hom, terwyl hy, julle moet onthou wie Nehemia is, hy was die skinker van die koning, en hy kom voor die koning, en die koning sê vir hom, hoor, hoekom lyk jy so hartseer, want jy weet, jy mag nie voor die koning gekom het, sonder 'n smile nie. Want hy het jou laat wegvat, hy het jou laat uitsit, soos hy mense hond sal uitsit. Okay? So jy moes altyd gesmile het. Ja. So, nou is hierdie ou, sit daar, hier kom sy broer by hom. En Nehemia vra vir hulle 'n onskuldige vraag, want onthou, hy's in die koning se paleis, hy gee vir hierdie koning wyn, hy leef eintlik in weelde, alhoewel hy 'n dienaar van die koning is. Maar hy staan voor die koning, so hy het 'n ander inspraak. En hier kom sy broer Hanani by hom, en hy sê vir hom, hoe gaan dit? Hoe gaan dit daar in Judea? Hoe gaan dit in Juda? Hoe gaan dit daar met julle? En hoor wat antwoord hulle hom. Hulle sê die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap. So het hulle gevang en hulle het op 'n manier ontsnap. So die oorblewenes, daai paar mense waarvan hy praat, het die ballingskap vrygespring. Hulle het op 'n manier hierdie gevangenskap vrygespring en in Juda gebly en in Jerusalem. So hierdie ouens het agtergebly in Israel. Op een of ander manier was hulle nie saamgevoer in daardie tyd toe hulle al die mense bymekaar gemaak het nie. Jy kan vir jouself dink, iewerster gaan iemand agterbly. Okay? En nie 'n klomp ouens agtergebly. Nou vra hy vir hulle, hoe lyk dit dan? Nou sê die broer vir hom, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot elende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. So met ander woorde, ons land, ons stad het nie 'n beskermende muur om nie. Daar is nie 'n poort wat mense wat nie daar hoort nie kan buite hou nie. Hierdie stad se poorte is verbrand. Die tempel is verwoes. Alles is daarmee heen. Dis die toestand waar hulle is. En hierdie nuus wat Nehemia hier hoor, die Bybel sê, en hy het vir dae lank, en ek dink hy het gaan kyk, dit was 3 maande, het hy gaan vas en bid,
en voor God geween oor die toestand in Israel. Julle, kom ons trek dit nou net bietjie persoonlik. Die land is in chaos. Hierdie man hoor die nuus, die oorgeblewenes, het ons nie ook 'n uittog van ons eie mense uit hierdie land uit gehad nie? Miljoene mense het al hierdie land verlaat, omdat dit is net nie meer geskik vir opvoeding en vir al hierdie dinge nie. Mense, en veral Christenmense, baie van hulle het gegaan. Want hulle sien geen toekoms in hierdie land nie as gevolg van die chaos. Nou hier's 'n land wat ook in chaos is. Sy mense is ook weg. Nehemia hoor dat hy sit op 'n ander plek. En wat doen hy? Hy ween voor God toe hy die toestand hoor. Nou julle, kom ons wees eerlik met mekaar. Hoeveel keer het ons in ons lewens gehuil oor hierdie toestand van ons land, omdat hy in hierdie situasie is? Hoeveel van ons het al geween as ons hoor mense wil die land verlaat, want hulle kry nie werk nie? Hoeveel keer het ons al saam met iemand net gehuil, omdat daar net geen hoop is, oënskynlik, op die oppervlak, maar hulle sien dit diep vir hulle lewens nie. Ons sien dit nie. Want elke dag gaan ons maar net aan, en ons gaan maar net aan, en ons gaan maar net aan, maar ons raak nie stil om te sê, hoorie, dit wat hier gebeur, kan nie so aangaan nie. Iewerster moet dit stop. Iewerster moet daar, moet die werking van dit uitgesorteer raak. En die kerk staan apaties. Ja, ons bedien mense en as genootskappe wat die stad bedien en hulle bes probeer om die stad te bereik en is wonderlik en is goed, julle. Maar wanneer kom die stadsvaders by mekaar om te sê, hoorie, ons het 'n probleem. Kom ons vas en bid vir 20 dae, 21 dae en ons vra die Here om deur te breek in hierdie land. Julle, ek het dit vir 10 jaar in my lewe probeer, ek kon dit nooit regkry nie. Ek kon nie. Want daar's altyd die een wat dit sê en daai ou wat dit sê, en die ou wat dit sê en die ou wat dit sê. Julle mense hoor snaakse goed in die bediening. Wie van julle het al 'n program gehoor oor Focus on the Family of Focus, wat is die ding? Focus on the Family. Wie van julle het al gedink hulle praat nogal oulike goed daar? Kom aan. Party het nog nooit daarvan gehoor nie, maar daar is so 'n program. As jy Radio Impact luister, gaan jy dit baie hoor. Ek het al 'n predikant gehoor. Dan praat hy oor daai radiostasie en sê hy, ja, daai radiostasie, en veral is daai impact aan wat is daai ding nou? Ek het vir jou gesê van the family is Focus on the Family. As daai ding opkom, hy sê wel ek sommer naar word. Dan dink ek myself, Vader, dis 'n predikant nie, praat seker chol. Hè? Want ek noem dit sommer snert. So, hoe kan 'n geestelike leier dink dit is nonsens vir 'n bediening wat probeer om huwelike bymekaar te hou? Ek was geskok toe ek dit hoor. So, elkeen van ons het ons eie sien en is besig met ons eie dinge en elkeen hardloop vir sy eie kerk en vir sy eie gemeente. En moenie dink jy kom by 'n gemeente en jy help, jy vra of hulle raak betrokke. Daai goed werk nie. Want hy het 'n jaarbeplanning, hy's op sy kalender, hy hou by daai jaarbeplanning en hy loop in daai jaarkalender. Jy kry niks anders gemove op dit nie. Dit werk nie. Nehemia treur. Vir 70 jaar van ballingskap het eintlik klaar verbygegaan in die tyd toe hierdie broers by hom kom. Maar wat my opval is, dat oor 'n tydperk van 70 jaar het geen restaurasie plaasgevind nie. Daar's oorgeblewenes, daar het mense agtergebly, maar daar is geen vooruitgang nie.
So met ander woorde, ons kyk na ons eie land, wat se vooruitgang is daar in ons eie land, behalwe miskien jou persoonlike vooruitgang? Ons sien dit nie. So, hierdie ouens is in daai selfde posisie. In Jeremia 29 vers 10 gee hy die antwoord. Want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle, dis Israel, ag gee, eintlik op Juda, en aan julle my goeie woord vervul, om julle na hierdie plek toe terug te bring. 70 jaar verloop, geen vooruitgang nie, agtergebleewes het agtergebly, maar hulle is in groot smaad en groot elende. Hoekom het hulle nie in daai 70 jaar bietjie vorentoe gegaan nie? Hulle kon nie. Want God het gesê, daai land sal vir 70 jare, 7 sabbatsjare. So met ander woorde, hierdie land, daar was 'n woord oor hulle uitgespreek, dat hulle sal vir 70 jaar in hierdie chaos verkeer. Dan, na 70 jaar, sal God ingryp, die volk gaan haal en terugbring na hierdie land. Ek sal vir jou skrif wys as ek my ou Bybel het, wat ek in 2006 gemerk het op die Gebedsberg, waar die Here vir my gesê het, hulle sal terugkom, die wat weggegaan het, omdat hulle die heerlikheid van God hier gaan sien. En ek het een oggend op die trappe gesit en bid. Toe gee die Here my daai skrif en ek het dit in my Bybel gemerk. Dit het nog nie gebeur nie. En dis goed wat gaan gebeur die oomblik wanneer God hier begin werk. Gaan hierdie volk begin terugkom na die Here toe. So hoor nou mooi. God sê 70 jaar. Israel se miskenning van God se koningskap en sy vaderskap oor hulle lei tot die absolute chaos wat daar in Israel geheers het. Watter chaos? Die hele volk is ontwortel. Al hulle huise is afgebrand. Hulle plek van aanbidding is verwoes. Die mure van die stad is omgegooi. En daar is geen ekonomiese herstel nie. Die mense leef in armoede. So kan jy sien, die algemene toestand van Israel in Haggai se dae is chaos. En eintlik in Daniël se dae. Omdat hulle harte teen God gedraai het. Hulle sonde teenoor God maak die deure van vernietiging vir die duiwel oop. En die oomblik wanneer die volk van God onttrek, dan gaan die deure oop en die duiwel kom in met sy vernietigende werk. En ons het dit mos gesien in ons eie land. Die oomblik toe die kerk half slap geraak het en God nie meer eerste prioriteit was nie, daar was baie goud en baie diamante en groot dinge in hierdie land ontdek en wat gebeur? Dit laat hierdie volk wegdraai van God af, wat hier aangekom het met 'n Bybel in hulle hand om hierdie evangelie in Afrika in te vat. Dit was gestop. Hulle sonde teenoor God maak die deure oop vir die duiwel om te werk. Maar dan breek die 70ste jaar aan waarin God beloof het dat hy hierdie mense sal terugbring en hy hom oor hulle sal ontferm. En hoe gebeur dit? In die dae van Kores, nou Kores was die eerste koning van Persië. En Nebukadneser se seun Belsasar het die koninkryk oorgeneem. En Belsasar sit in daardie groot partytjie wat hy gereël het vir al sy pelle en sy vriende en hy sit daar in sy hooggeplaaste omstandighede. En hy gee opdrag dat hulle die goue en die silwer bekers uit die skatkis moet gaan haal wat in die huis van God gebruik was om God te eer, sodat hulle daaruit kon suip. Ek wil nie eens die woord drink gebruik nie. Okay?
En hulle bring hierdie bekers en hulle skink hulle gemors, hulle skink hulle afgodery binne in hierdie bekers in om daarvan te drink. En die volgende oomblik verskyn 'n vinger teen die muur wat skryf mene mene tekel efarsin. En die Bybel sê en hy het wit geword soos 'n laken. En hy vra vir die raadgewers, kom, sê vir my wat staan hier. En julle daai vinger het daai woorde uitgeskrywe. Hulle moes dit kon lees want hulle het daarna mense gekom om te kyk wat daar staan. Mene tekel efarsin op die wit kalk van die muur. En sy mense sê ons weet nie wat dit beteken, ons verstaan dit nie. Want dit is in Hebreëus geskrywe. En Belsasar se vrou sê vir hom, onthou jy nie, in jou pa se regering was daar 'n man wat drome kon uitlei nie. Gaan haal hom sodat hy vir jou sê wat jy aangaan. Nou toe moes Daniël al 'n redelike oue man gewees het. En hy gaan haal vir Daniël en hier kom staan Daniël vir hom en hy sê vir hom, wat kan ek vir jou doen, koning? Maar hy het nie baie respek vir hom nie, jy kan sommer hoor 'n manier wat hy met hom praat. Hy sê vir hom, ek gee jou die helfte van my koninkryk as jy net vir my kan sê wat daar staan. Daniël sê, hou jou koninkryk, maar ek sê vir jou in elk geval sê wat daar staan. Daar staan, jy is geweeg en te lig bevind, vanaand sal God jou lewe van jou vat. En hy selfe nag breek Kores deur. Hoe het hy dit reg gekry? Dit was amper 'n menslik onmoontlike taak om Babylon in te val. Want ek dink as die Efrat rivier was om daardie stad en hulle kon nie by die stad uitkom by sy mure met die rivier wat om hierdie stad was nie. Maar in hierdie ou se hoogmoed, in sy absolute selfversekerdheid, kom hy nie eens agter dat Kores is besig om daai rivier te herlei nie. En hulle groue sloot, hoe hulle dit ook al gedoen het, weet ek nie, maar hulle herlei daardie water wat om daardie plek is, vat hulle weg op 'n ander pad en hy stap letterlik in daai plek in terwyl hierdie ouens in hulle dronkpartytjies sit. En hy sterf in daai aand. En Kores neem dit oor. Maar wat insiggewend is dat die Here sê vir Israel, vir Juda, want Israel was letterlik al deur die Assiriërs geruk voor dit in ballingskap na Assirië toe gevoer. Hierdie is Juda. En hoor wat sê God vir hulle in Jeremia 31:21. Rig vir jou mylpale op. Maak vir jou padwysers. Let op die groot pad. Kom terug, hy sê kom terug, o jonkvrou. Rig vir jou mylpale op. Maak vir jou padwysers. So voordat hulle uitgelei word uit ballingskap uit, sê God vir Jeremia, sê vir hierdie volk, terwyl julle op daai groot pad is na Babylon toe, rig vir julle mylpale op soos julle gaan, want na 70 jaar gaan julle terugkom en dan moet julle hierdie pad kan ken, sodat julle weer in julle eie land kan uitkom. Is dit nie kwaai nie, hè? Waar dink jy het padtekens vandaan gekom? Hulle het in die Bybel gekry, man. Okay. En die Here gee my hierdie woord in 2010. En as ek in my laai gaan krap, gaan ek my dagboek kry van daai jaar, 2010, 2011. Waarvan my jaartema in daardie jaar was, die jaar om rigtingwysers aan te toon. En aan die einde van daardie jaar kom ek in die Kaap, gaan nou ons vakansie daar, ek en my gesin. Dis my dogtertjie 2 jaar oud. En terwyl ek daar loop, toe gee die Here my hierdie skrif, en ek dink dit was 'n oujaarsnagskrif wat ek gepreek het, want ek was altyd terug op oujaarsnag dat ek kan preek. En ek gaan in die boekwinkel in en ek kry hierdie skrif en die Here sê vir my, Henry, skryf dit goed neer. Kry vir jou riglyne, kry vir jou padaanwysers, sodat jy kan weet om terug te kom. Ek het dit nie verstaan nie. En ek het in daai boekwinkel ingestap
En ek het hierdie joernaal gekoop, hy het nie so gelyk soos hy nou lyk nie. Ek het vanmôre vir die ouens gesê, vandag is die eerste keer dat ek hierdie boek vir enige mens wys. Hierdie is die geskiedenis van jare se bid vir herlewing. So ek staan nie vanaand hier omdat ek net nou iets hoor nie. Ek staan vanaand hier want ek weet dat ek weet. In 1999 het God vir my gesê, kry die predikers by mekaar en begin bid vir herlewing. Ek het dit onmiddellik begin doen. En ek het gegaan en elke ding, elke profetiese woord, hier's koerantberigte hierin, wat een van hierdie koerantberigte sê, hierso is hy, 1 miljoen mense het reeds Suid-Afrika verlaat, September maand. Die rapport se buiteblad. Ek het daai goed neer gaan skrywe, sodat ek myself kan weet, wat het God vir my gesê in daai tyd. En terwyl ek hierdie ou boek vat, uithaal, daaronder uit my kas uit, want ek het letterlik in 2013, dink ek was die laaste inskrywing wat ek daar gemaak het, maar van 2010 af het alles platgeval. Die hele herlewing in die noorde het in 2010 geduik. En God het my in 2009 'n visioen gegee in Mosambiek, wat vir my gesê het, dit gaan gebeur. Dat ek letterlik vir 2, 3, 4 ure aan mekaar nie anders kan as net om vir God te huil nie. Want wat ek in daai nag ervaar het, kan ek nie met woorde vir jou beskryf nie. Maar daar was 'n oortuiging van sonde in ons natuur voor hierdie soewereine heerlikheid van God. Maar God se Vaderhart was daar geen veroordeling nie. Ek deel daai spesifieke woorde nou die dag met 'n baie bekende ou van Doxadeyo terwyl hy my genooi het vir koffie so jare wat gelede. Ek het nie geweet wat in sy lewe aan die gang is en ek het nie verstaan en ek maak daai stelling en hy sê vir my, hoorie, so wag net so 'n bietjie. Ek het net gou my boekie uithaal want ek moet daai sinnetjie wat jy nou gegee het neerskryf. Sê dit weer vir my. Ek tog toe by myself, hoekom? Maar ek gee dit vir hom. Daar was 'n conviction. Daar was 'n oortuiging van sonde in 'n mens se menswees voor hierdie soewereine heiligheid van God in daai nag. Maar God se Vaderhart, geen veroordeling nie. Ek kan nie vir jou sê. En ek het hierdie droom van my en hom Angus en my pa. En ek sien hoe God in daai nag het hy 'n groot geleentheid by 'n hotel of 'n ding wat hy moet aanbied. En ons moet hom soontoe vat. Ek en my pa, ek weet nie, ons ry met so 'n ou vierkantige boks BMW, my pa bestuur en ek sit links. En ons moet op by hierdie gebou gaan aflaai wat sulke groot pilare het, soos 'n groot staatsgebou of wat ook al, 'n groot hotel, 'n duur hotel met sy groot porte cochet wat jy inry, jy laai 'n ou af en dan gaan bære jy die kar. Julle ken mos nou daai hoe dit lyk. Maar daar waar jy indraai in hierdie gebou is daar die pad geloop letterlik aan die regterkant van hierdie gebou. Dan is daar 'n vreeslike styl opdrand na die agterkant toe van die gebou. En hierdie porte cochet sit hier voor die draai links, dan gaan jy voorin. En ons stop by hierdie stopstraat om in te ry om Angus af te laai. Hy vorige nag gee God vir my 'n opdrag en hy sê, vat my woord en lees dit. En ek is daar in 'n ou sjaleitjie in Mosambiek en is donker en daar's een ou liggie wat so teen die muur is en my vrou gaan slaap en my dogtertjie was nog, dink sy was 9 maande oud en sy gaan slaap. En ons het saam met my oom en tannie in dieselfde sjaleitjie gebrei en hulle gaan slaap en ek sit daar en ek vat my Bybel reg onder daai ou liggie en ek begin die boek van Romeine lees. In Romeine 17 hak ek vas. Want God sê ek gebruik wie ek wil. Hy verhard wie hy wil en hy gebruik wie hy wil. En ek lees so eentjie verder, maar ek gaan slaap. In daardie oggendure toe kry ek hierdie droomgesig. Ons stop by daai stopstraat.
En toe ons daar stop, toe sien ek 'n wolk aan die regterkant van daai gebou bo op die bult hang, terwyl daai wolk in die ronde net so beweeg. En ek sê vir my pa, ry. Ry onder die wolk in, want ek wil in God se heerlikheid kom. En my pa, hy is so verward, ons moet hom Angus aflaai. Wat moet ek nou doen? Ek skree op hom daarin, pa, ry! Ry onder die wolk in. Dis God se heerlikheid. Ons moet daar uitkom. My pa vlieg al weg en hy jaag en hy gaan teen die opdraand op en hy kom bo en hy stop en ek spring uit die kar uit. En hy en oom Angus klim ook uit die kar uit en ek klim uit en ek kyk en ek sê, waar is die wolk? Die wolk, waar is die wolk? Here, en ek sê vir die Here, Here, jy weet hoe graag wil ek in hierdie wolk inkom. Hoekom het jy gegee pad? Waar is jy, Here? En oom Angus en my pa loop onder toe en ek sê vir oom Angus, ek sê oom Angus, ek wil onder hierdie wolk, ek wil na God se heerlikheid kom. Waar is hierdie wolk? En oom Angus maak net so met sy vinger. Hy sê vir my, is agter. En ek draai om en ek kyk en hier staan die wolk nou langs die gebou. En hulle twee loop langs hierdie gebou af, 'n ou gebou het so geel kleur, amper soos hierdie kaas. So geel strooikleur. Pragtige gebou. Ou afvoerpype, maar die ding het myle op. Ek staan daar en ek redeneer met die Here en ek sê, Here, hoekom het jy gegee pad? En die volgende oomblik begin daai wolk rol. En hy wolk rol. En hy tref daai gebou teen die kant. En wat ek julle nou vertel het ek laat notuleer. Karel Bernd was by en Dominee Abel Stols, julle kan hulle nou gaan vra. Julie maand 2009. En daar waar die wolk die gebou tref, restoreer hy daai gebou perfek. En soos wat hy oor daai gebou rol, kleur hy daai hele gebou wynrooi. Maar alles is wynrooi. En ek kyk na hierdie gebou wat een so vervalle was en oom Angus en my pa loop hier af. Hulle sien niks wat gebeur en ek sê, Here, wys hulle. Wys hulle, wys hulle. Hy Romeine skrif kom in my hart op, ek wys wie ek wil. Ek weet ek is so. Want wie sal my glo? En die wolk gaan staan aan die ander kant van die gebou en hier staan hierdie wynrooi gebou, alles is rooi, dak alles. Ek sê, Here, dis perfek gerestoreer. Maar ek is nou jammer, Here. Ek moet vir jou iets sê. Dit kan nie net alles rooi wees nie. Dis mooi, dit is wonderlik gerestoreer, maar alles kan nie rooi wees nie. Ek sê, Here, dit kan nie so werk nie. En die wolk beweeg om die kar, en hy gaan staan weer daar. Die volgende oomblik begin hy weer rol. En hy tref daai gebou. Op dieselfde plek. En soos wat die wolk oor die gebou rol, kleur hy elke afvoerpyp, die dak, elke geet, elke korbeelstuk werk in daai gebou, kleur hy ivoorkleur. Ek kyk na daai gebou en ek sê vir die Here, dis perfek. Dis perfek. En toe daai wolk op die ander kant van hierdie perfek gerestoreerde gebou kom, hy was 'n paar meter voor die einde, toe begin die gebou aan die einde terugkleur na sy oorspronklike toestand. En ek kyk daarna en ek sê, Here, moenie hulle terugkeer nie. En oom Angus kom en hy sê, ons moet nou ry, ek is laat. En hy klim voor langs my pa en ek klim agterin. Ons ruil sitplekke. En ek sit tussen die twee sitplekke, maar ek huil soos 'n kind. En al woorde wat ek uitkry is,
Daar's 'n oortuiging van sonde, maar daar's geen veroordeling. God se. Ons laai hom Angus af en terwyl ons nou op pad is terug, toe hoor ek net hy sê vir my pa, hierdie wolk het iets aan hom gedoen. Hy's diep geraak deur dit wat hier gebeur het. Maar hulle weet niks. Nie hy of my pa nie. Ons laai hom af. Stap saam met hom in die gebou en ek word wakker. Maar ek word wakker terwyl ek huil. En ek huil so dat ek my kind wakker huil en my vrou. Weens die heerlikheid van God. My hele liggaam skud. Weens die teenwoordigheid van die Here. Ek het huis toe gekom. Ek het Karel Berend gesê ek wil hom sien. Ek het vir Abelstol gesê kom. Want dit was die enigste twee wat oorgebly het. Van al die pastore en dominees wat my stem gehoor het om saam te bid. So God wil iets doen in hierdie land. En hier is ons in Haggai. In hierdie absolute toestand kom geen verskil na 70 jaar deur die mense wat daar is nie. Omdat God gesê het, 70 jaar. God het 'n tyd. Sê hy nie in die boek van Predikers, wat sy is dit 'n Prediker? Vir elke ding onder die son is daar 'n tyd nie. Alles, God het 'n tyd. En hy weet wat hy doen. In Kores se tyd sê hy, kom hy by die volk en hoor wat sê hy vir hulle in Esdra 1. So sê Kores, die koning van Persië. Nou, Babylon is verby, Persië regeer. Nou kom Kores, en kyk wat gebeur nou. So sê Kores, die koning van Persië, die Here, die God van die hemel, het aan my al die koninkryke van die aarde gegee, en hy het my bevel gegee, om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem. Hoe op die aarde het Kores dit geweet? Want Kores, en ek is oortuig is Daniël. Ek is oortuig dis Daniël. Want onthou Daniël was daai aand in die paleis toe hulle ingeval het. Ek sê net is so nie, dis 'n aanname. Maar ek is oortuig daarvan. En want waar kom hy aan dit? 157 jaar voordat Kores gebore was, het God 'n profetiese woord deur Jesaja gegee om te sê, daar gaan 'n man kom in die naam van Kores, wat my huis sal herstel. En toe hy dit gelees het, en hy sien dis 150 jaar terug, en dis presies wat hier gebeur, het hy geloof in hierdie God gekry. En nou sê hy, God het my 'n opdrag gegee, het my bevel gegee, om vir hom 'n huis in Jerusalem te bou, wat in Juda is. Wie onder julle aan sy volk behoort, aan hierdie God se volk behoort, mag optrek na Jerusalem, wat in Juda is. Wie onder julle aan sy volk behoort, mag optrek na Jerusalem, wat in Juda is, en die huis van die Here, die God van Israel, om dit te bou. So wat doen hy? Hy release die ballinge in ballingskap. En hy stuur hulle terug. Nou verstaan jy, hoekom moes hulle rigtingwysers op die pad sit? Hoekom moes hulle padwysers op die pad sit? Want hier kom hulle nou terug. Hulle het nie nou 'n geleerde man van hulle kant af, 'n weermag of wat ook al hulle begelei, wat moet teruggaan, 'n generaal wat moet teruggaan, wat weet wat is die pad nie. Hierdie ouens moet as 'n volk terugkeer na die land toe. En al hoe hulle daar gaan uitkom, is deur hierdie bakens wat hulle opgestel het. Wie onder julle aan sy volk behoort, mag optrek na Jerusalem en die huis van die Here, die God van Israel bou. So wat is die opdrag van Kores? Herbou sy huis.
vir 1 hele jaar en 'n maand of 2, kom jy 'n groep mense van tussen 30 en 40 elke Sondag aand bymekaar in 'n disippelskapskool waarvan die naam Herbou sy huis is. Is dit toevallig? Ek krap in daai tydperk wat ek nou weet, gaan kyk ek op my rekenaar. En ek ontdek 'n lesing wat ek geskryf het in 2011. Ek het daai lesing nog nooit aangebied soos hy daar staan, nog nooit. Maar hy's oor die 30 bladsye lank. Ek dink by myself, hoe om daai lesing van 30 bladsye op te stel was nie 'n uur se werk nie. Daai was 'n paar dae se werk. Ek het dit nooit aangebied nie. En ek maak die ding oop en ek gaan kyk wat is hierdie lesing se naam en ek gee julle een raai, wat is sy naam? Herbou sy huis. In dieselfde ou huisie wat op julle buiteblaadjie is, het ek ook daar op my buiteblad gesit, maar hy was baie meer eenvoudig, letterlik 'n huis met 3 goedjies in, met 'n paar teksverse. Ek dink by myself, in 2011 het God vir my gesê, herbou sy huis. En in 2025, in April maand, toe kom 3 mense na my toe. En al 3 mense sê vir my, ons wil weer deur die koninkrykslesings gaan, want hulle al 3 was al voorheen daardeur. Wil jy dit nie weer aanbied nie? En toe die derde een het vir my sê, binne die bestek van 2 weke, toe weet ek dat ek weet. God roep my terug, om die boodskap van die koninkryk te hervestig. En ek sê, okay, dis reg, ons doen dit hier op die plot. Som in die kinderkerksaal, en ek gaan reël dat ek huur my eie saal terug by die ouens wat hier. Ek betaal hulle R500 'n maand, as ek net dit op 'n Sondag aand kan gebruik. En hulle stem in. Herbou sy huis. Wat sê Kores moet hulle gaan doen? Herbou God sy huis. Let op die situasie. Alles is verwoes. Nee, ekskuus tog, kom ek wil net 'n bietjie teruggaan. Die prioriteit wat moes heers is om God se huis te bou. Dit sê Esra 1 vers 5. Toe het die familiehoofde, wie is die familiehoofde? Die vaders. Van Juda en Benjamin klaargemaak en die priesters en die leviete, elkeen wie se gees God opgewek het om op te trek, om die huis van die Here wat in Jerusalem is te bou. Die ballinge keer terug in Esra 2 vers 1 sien ons, elkeen keer terug na sy eie stad. So hulle kom terug in Jerusalem, waar gaan hulle heen toe hulle nou uiteindelik aankom? Toe hulle in Juda aankom. Elkeen gaan terug na sy eie stad en nou julle, dis ons logies. My huis het daar gestaan. Hy's nou verbrand. Ek het 'n plek moet om te gaan bly. So waarheen gaan hulle? Hulle gaan na hulle stad toe, daar waar hulle huis gestaan het, om hulle eie huis eers in orde te kry. Maar wat as die opdrag? Bou sy huis. Nou weet jy wat, God het nie 'n probleem daarmee gehad nie. Nie hier nie. Want hierdie mense moes hulle huis bou. Hulle moes op 'n plek kom waar hulle net weer vir hulle families kon sorg. Hoor wat gebeur nou? In vers 68 van Hoofstuk 2 sê Esra, het die familievaders vrywillige werkers gestuur om die bouwerk aan die tempel te begin. Nou sit hulle in verskillende stede, en wat doen hierdie familiehoofde? Hulle stuur vrywillige mense om die bouwerk daar te begin. So hulle het uitgesoekte ambagsmanne om te gaan, om te help, om dit wat daar moet gebeur, te laat gebeur, terwyl die ander mense in hulle dorpe bly. So het dan die priesters en die leviete, en van die volk en die sangers, vers 70, so het dan die priesters en die leviete en die volk en die sangers en die poortwagters en die tempelbedienis in hulle stede gaan woon en die hele Israel in hulle stede. So
Wat gebeur toe hulle terugkom? Hulle gaan bly in hulle huise. Hulle gaan bly in hulle stede. Let op die situasie, alles is verwoes. Die hoofde van die families gee vrywilligers om die tempel te bou. Die res van die vaders met hulle gesinne bly agter en om te hervestig in die stede waar hulle is. En die res van die land gaan bly ook op hulle ou huise, terwyl die tempel verwoes lê. In hoofstuk 3 vers 1 staan: En toe die 7de maand aankom en die kinders van Israel in hulle stede was. So nou is daar 7 maande verby. Waar is die kinders van Israel? In hulle stede. Toe die 7de maand aankom en die kinders van Israel in hulle stede was, het die volk soos een man eendragtig in Jerusalem bymekaar gekom. So wat gebeur na 7 maande? Hierdie ouens besluit almal, daar's 'n fees, die Hittefees, en almal wat teruggekom het uit die ballingskap uit, trek op na Jerusalem toe nou met hierdie fokus om te begin met die bou van die tempel. Hulle rig in daardie tyd die altaar op sy fondamente op. Hulle bring ten spyte van die vrees vir die ander mense wat daar gewoon het, brandoffers aan die Here. Hulle hou die Hittefees en ander voorgeskrewe feeste van die Here. Maar let op vers 6 van Esdra 3. En van die 7de maand af het hulle begin om brandoffers aan die Here te bring, alhoewel die fondament van die tempel van die Here nog nie gelê was nie. So wat gebeur na 7 maande? Hulle rig die altaar op en hulle begin offer op die altaar, maar die tempel se fondamente is steeds onaangeroer. 7 maande is verby. Maar dit is nog niks, hoor nou. In vers 7 word die nodige ambagsman daar aangestel. Die Bybel sê daar, nou stel hulle klomp mense aan om hout te bring en goud te bring en silwer te bring en dit vat 'n geruime tyd. Maar kyk dan vers 8. En in die 2de jaar na hulle aankoms. So wanneer het hulle Jerusalem toe gegaan? In die 7de maand. Nou is dit in die 2de jaar na hulle aankoms. So hoeveel tyd het daar nou verloop? 2 jaar. OK. In die 7de maand het hulle die altaar gebou, die fondamente onaangeraak. Nou is daar 2 jaar verby. En in die 2de jaar na hulle aankoms by die huis van God in Jerusalem, in die 2de maand, het Serubabel, die seun van Sealtiel, 'n begin gemaak. Hy en Josia, die seun van Josedak, en hulle ander broers wat uit die gevangenskap na Jerusalem gekom het. Israel maak 'n begin met die herbou van God se huis in die 2de jaar na hulle aankoms in die regeringstyd van Kores. So vir 2 volle jare staan daai tempel steeds verwoes. Nou moet jy verstaan, hierdie mense moes eers weer hervestig en daar was 'n klomp dinge wat gebeur het, so God is okay daarmee. Okay? En toe die teestanders, hoor nou wat gebeur. Hoofstuk 4 vers 1 van Esdra. En toe die teestanders van Juda en Benjamin hoor dat die ballinge 'n tempel bou vir die Here, die God van Israel, het hulle die volk van Juda se hande laat verslap en hulle afgeskrik om nie te bou nie, en hulle het raadgewers teen hulle gehuur om hulle plan te verydel al die dae van Kores, die koning van Persië, tot op die regering van koning Darius. Het Kores ooit daai kerk gesien staan, daai tempel? Nooit. Hier kom Darius en hy neem oor. En wat gebeur hier? Darius gee opdrag dat daai tempel klaargemaak moet word. Maar gee jou een raai. Wat is die tydsbestek tussen Darius se opdrag en Kores se opdrag? 16 jaar.
So 16 jaar verloop. Nadat Kores gesê het, hulle moet die tempel herbou, 16 jaar gaan verby en die tempel is nog nie herbou nie. Want toe hulle dit begin, het die duiwel hulle ontmoedig en hulle verslap om dit te doen. In 2010 het ek in 'n vergadering gesit van al die predikers van die noorde. En dan stap een van die hooggeplaaste dominees in daai omgewing in. Hy was 'n moderator van die ring. Saam met sy jeugdominee. En eers trek hulle te velde teen die feit dat hulle mekaar daar broers en susters noem. Hulle sit nie, hulle staan net. En toe bars hulle uit teen herlewing in die noorde. En hulle kraak die hele ding af en hulle gooi die hele ding onder die bussewiele in. Daai hele bediening wat vir 10 jaar gewerk het. En hulle draai om en hulle loop. En pastoor Karel Berend, Dr. Karel Berend vlieg op, uit langs my gesit. En 'n sendeling dominee het aan die ander kant van my gesit. En Abel Stols oorkant my. En Karel Berend staan op. Nou Karel is 'n groot ou. En hy sê, dominee, stop. Voordat julle by daai deur uitloop. Julle kan nie hier 'n bom gooi en dan nie omdraai en uitloop nie. Dat ons met julle praat oor dit, want julle het iewers 'n mispersepsie. En hy het gesê, ons kan nie. Ons het 'n ander vergadering en omgedraai en gebly loop. En ek voel hoe die Satan my met die vuis in die gesig slaan. Van die aanslag het gegaan teen my. So hoor nou mooi. En die hele herlewing in die noorde kom tot 'n einde in 2010. Wat se jaar is ons nou in? Ek sit hier terwyl ek hierdie boodskap voorberei. En ek sien 16 jaar het verloop. En God sê vir my, herbou sy huis. Maar weet julle wat is kwaai? God verwyd nie hierdie volk, omdat hulle dit nie gedoen het nie. Kom ek lees vir julle wat doen en ek kom my haas. Haggai 1 vers 1 tot 2. In die 2de jaar van koning Darius, op die eerste dag van die 6de maand, dit is my interessant, wat se maand is vandag? Het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Serubabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en tot Josia, of Joshua, die seun van Josadak, die hoofpriester, en gesê, so spreek die Here. Hierdie volk sê, nog het die tyd nie aangekom, die tyd dat die huis van die Here herbou moet word nie. 16 jaar later, almal is geset in hulle huise. Almal vergeet amper die ballingskap. Nou moet die tempel nog herbou word, dit is nog nie geherbou nie. Daar was 'n teenkanting en die teenkanting was nog nie uit die weg geruim nie. Nou kom hierdie volk en hulle sê, dit is nog nie tyd om die tempel te herbou nie. Want elke keer as hulle 'n oproep kry, kom help om die tempel te herbou, en sê hulle, dis nog nie tyd nie. En hulle bly in hulle stede en hulle bly in hulle huise. En ek wil hê jy moet onthou, wat is Kores se woorde? God het vir hom gesê, om vir hom 'n godshuis in Jerusalem te bou. Die volk herbou hulle huise en hulle stede. Die vaders van die volk gee afgevaardiges om dit te doen. 7 maande daarna kom hulle almal bymekaar en hulle herbou die altaar en hulle rig die altaar op en die brandoffers en die reukoffers begin. Die vyand stop die bouwerk voor die fondasie van die tempel gegooi is en 16 jaar na Kores verloop. En in die 2de jaar van Darius profeteer Haggai omdat die volk sê, nog het die tyd nie aangekom om die huis van die Here te bou nie. En Here, al wat ons is 'n stem wat sê,
Ons is 'n stem wat sê, die tyd het aangebreek om God se huis in hierdie land te herbou. Die tyd het aangebreek. Hoor wat sê God in vers 4 vir die volk. Is dit vir julle wel tyd om in julle betimmerde huise te woon? So hoe die huise nou al gelyk wat deur vuur verbrand was. Nou is dit 'n betimmerde huis. Met ander woorde, nou het hulle dit al reggemaak, lyk dit vir my, want hy sê, want Dawid verwys ook na sy betimmerde huis wat hy bly in God se heerlikheid in 'n tent. Okay. So hulle het hulle huise reggemaak 16 jaar. Kyk wat gebeur nou. Is dit vir julle wel tyd om in julle betimmerde huise te woon terwyl hierdie huis van God in pyn lê? Nou julle, ek het 'n vraag. Hoe lank wil Suid-Afrika wag om die chaos in hierdie land te staai? Jy kan dit nie staai met politiek nie. Jy gaan dit nie staai met menslike krag nie. Ons gaan dit nie staai met opstande nie. Ons het 'n ander krag nodig. Die krag van die Heilige Gees. Ons het die redding van mense nodig. Want die skrif wat ek nou die oggend hier geraak het is, as die regverdige talryk word, dan juig die volk, dan is die volk vrolik. Maar as die onregverdige regeer, dan sug die volk. So wat moet gebeur? Die regverdiges moet meer talryk raak. Mense moet tot bekering kom. Die land moet tot bekering kom. So God sê, julle bly lekker in julle betimmerde huis, en my huis is in chaos. Hoor wat sê vers 5. Gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het oor die afgelope 16 jaar baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. Nou julle, wie van julle het al agtergekom, jy sit geld in jou beurs, jy weet sins dit weg. Is dit nie die tyd waarin ons leef? Is dit nie so dat ons baie saai, maar ons oes min? Ons sit baie in die bediening in, maar die siele oes kom nie in nie. Jy werk ure, jy sit ure uit, nog niks gebeur, goed gebeur net nie. Vir 16 jaar doen Israel alles in hulle vermoë om weer voor te kom, maar niks werk vir hulle uit nie. Hoekom nie? Want hoor wat sê Haggai 1 vers 8. Klim op die berg en bring die hout aan en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daarin hê en my verheerlik, sê die Here. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword. En julle het dit in julle huise gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom, spreek die Here van die leerskare, terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle in sy betimmerde huis woon. So wat sê die Here vir ons hier vanaand? Kom, ons skuif die fokus. Kom ons maak God se huis weer 'n prioriteit. En vanaand is die klomp ouens nie hier nie. Maar ek wil hê jy moet verstaan. Hulle moet hierdie boodskap luister. Dis 'n klomp wat geskoning gemaak het wat ek aanvaar. Maar iewerster moet ons plek en ruimte begin maak om God se huis te herbou. En ek wil vanaand hierdie woord net ter laaste in julle harte los. By God maak dit nie saak as daar 'n skrif wat sê of ons baie en of ons min is nie. Al wat God soek is 'n hart wat aan hom oorgegee is. So ons moet iewerster tyd gaan uitkoop, en ek het vir myself gesê, die Here moet my help. Ek gaan van die 1 Julie af wil ek tyd in vas en gebed begin spandeer, sodat God kan doen wat hy wil doen. En die wat saam met my in daai tyd gaan vas en bid, ek gaan nie vir jou sê hoe lank of hoe jy moet vas en bid nie, dis jou saak. Maar ons gaan die tyd uitkoop
om voor die Here te staan, om te bid vir herlewing. Ek sal die datum vir julle deurgee, ek wil net eers kyk hoe dit werk. Ons sal kyk, ons het dit al 40 dae gedoen, daai kant. Maar ons hoef nie 40 dae te vas nie. Ek dink in my hart miskien 21 dae. En elke ou vas soos hy kan vas. Maar waar ons in eenheid saamkom met een fokus, Here, ek wil 'n deel wees van die herbou van u tempel. Want vir my is dit net absoluut insiggewend om te weet dat ons 'n disippelskapskool 'n jaar gelede begin het, wat ons in daai tyd genoem het herbou sy huis. Om eerlike waarheid te sê, ons icon, ons groep waarop almal se name is nog steeds onder herbou sy huis. Ons moet eintlik die name nou begin oorsit na gaan maak disippels toe. Want dit is eintlik waar ons veronderstel is na herbou sy huis om nou te wees. Elkeen moet verantwoordelikheid vat vir 'n wêreld om hom. So hierdie skrif is vir my in my persoon net so insiggewend in die tydsfaset waarin ons is. Want dit stem ooreen met 'n klomp dinge wat in die verlede gebeur het. En God slaap nie en hy sluimer nie. En in sy hart is daar geen veroordeling nie. Al wat hy sê is, julle hardloop vir julle eie betimmerde huise, maar my huis kort aandag. En ek dink ons moet net eenvoudig 'n besluit neem en sê, Here, nou sê iemand van my, waar begin ons? Ek vra vir die Here, waar begin ons? Waar het hulle begin? By die fondasie. Hulle het begin by die fondasie. Hulle het begin letterlik om hulle voete tot op die perseel te sit. Okay? En toe moet die fondasie begin. Jy moet 'n besluit neem. Ek gaan deel wees van dit. So mag die Here julle genade gee. Ek hoop die woord het vir julle iets beteken vanaand. En mag hy julle vat van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Dit was vir my noodsaaklik om hierdie gedagte met julle te deel, want julle is 'n deel van hierdie afgelope jaar se bediening, waarin ons eintlik nou in die stuiptrekking van die toerusting van die disippelskapskool is, om daarin klaar te maak. Daar's baie ander goed wat ek julle daar kan bedien, dit is so. Maar ons moet tyd by God spandeer. So mag die Here julle ryklik seën en genade gee en julle vat van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord wat U vir ons gegee het vandag, en ek wil bid, maak van ons ware vaders in die Here. Vaders wat bereid is om hulle gesinne na God toe te bring. Vaders wat bereid is, Hemelse Vader, om die pad te loop, om die huis van God eerstens te stel en dit te herbou. En Here, in ons land is daar soveel chaos, soveel pyn, soveel dinge wat gebeur. Ons sien dit elke dag en ons lees elke dag daarvan en ons hoor dit. As mense wat dit direk, Here, ervaar en beleef het. En ek wil vra dat U, Here, met hierdie woord ook sal die bewustheid skep, dat U gaan ons terugbring na dit, wat U wil hê ons moet doen. En Here, dit is asof U Gees haastig is, om dit nou te doen. En ek wil bid, Here, help ons, want ons het gesaai. Ons het min ingebring. Here, ons het baie dinge gedoen, maar ons het nie die vrug daarop gesien soos dit moet wees nie. Wil U ons nie toebedeel met krag en wysheid en verstand nie? En wil U nie net U koninkryk laat kom in Jesus se naam nie? Here, ek bid dat U ons sal verdaag in die liefde en dat U ons dan ook so volgende Sondagoggend en aand by mekaar sal bring om die aangesig van die Here te soek. Ek vra dit alles in Jesus naam. Amen. Alraai julle, hier's daarom vir julle ook 'n paar lekker koekietjies oor. En daar so is sulke nagereggies wat julle kan inskep soos julle wil. Help julle self asseblief, ek gaan niks daar doen nie.